die Here ons saam wees vanoggend ryklik seën voor sy aangesig en nogmaals, almal is baie hartlik welkom vir die ete na die tyd. Begin so by 12 uur se koers. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede kom van God onze Vader en onze Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 122 en ons sing vers 1 en vers 2. En ons gaan vandag in die psalms nogal die klem laat val op die gedagte van fees. Om fees te hou of die feesdag van die Here. Hierdie is immers die groot feesdag van die Here, sy opstandingsdag. Psalm 122, kom ons sing vers 1 en vers 2 en dan bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
glo in die Heilige Gees. Ek glo 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons ondersoek ons lewens nou in die lig van die Here se heilige wet, en onthou, ons het dit al talle kere gesê, die Here gee sy gebooie aan sy volk wat reeds verlos is. Hy gee nie sy gebooie ter verlossing nie, maar as 'n antwoord op die verlossing. En kom ons sing Psalm 130 vers 2, na die afkondiging van die 10 gebooie, en daarna gaan ons saam bid. Psalm 130 vers 2, na die afkondiging van die 10 gebooie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, ons is vanoggend hier versameld, bymekaar gebring deur u Gees en woord, met soveel vreugde in ons harte, want u het u oorvloed
aan ons gegee. U het u rykdomme op ons uitgestort in en deur die kragtige werking van u Gees. En ons dank u dat u deur hom ons opgewek het in 'n nuwe lewe saam met u geliefde Seun, en dat u deur u Gees 'n ware geloof in u kinders se harte wek, sodat ons deel kan kry aan Christus en aan alles wat hy vir ons gedoen het, aan die totaliteit van sy offer. Ons is inderdaad vanoggend die rykste van alle mense, omdat u Seun deur die werk van u Gees en in die verkondiging van die evangelie aan ons uitgedeel het. En saam met hom is ons erfgename van die ganse verheerlikte skepping. Ons is vol blydskap en vreugde, omdat ons voor die afkondiging van die gebooie, onse Vader, trouwens dis deel van die afkondiging van die gebooie, kon hoor, u het u volk verlos. En ons dank u dat u elkeen wat in Christus glo verlos het. U het ons uit die slawerny van ons sonde en die dood en die Satan uitgelei. En ons is burgers van die hemele, en ons is op pad na ons ewige Vader woning. O Here, hierdie lewe is iets van 'n woestyntog, 'n pelgrimstog te midde van gebrokenheid en swakheid, en pyn en smart, verlange. Ag Here, daar kom dinge ons oor in hierdie lewe wat ons nooit gedink het met 'n mens kan gebeur nie. Ons het nooit gedink ons sal dit beleef nie. Maar hier is ons vanoggend, want u is getrou, en u voer ons mee in die triomftog van u Seun deur hierdie wêreld, en hy ons groot Joshua, die groot verlosser, lei ons uit, en hy is ook besig om ons in te lei. En dis met daardie verwagting dat ons ook hier by mekaar is, om uiteindelik die beloofde land te kan ingaan, en u aangesig en heerlikheid te kan aanskou. U goedheid ontroer ons. U goedheid bring ons binneste in beweging. Ons verdien niks, en u hou net nie op om u goedheid oor ons uit te stort nie. En ons staan klein, maar ons staan dankbaar, en ons staan vervuld voor u aangesig vanoggend. Tog wil ons ook voorbidding doen, want onder ons is daar van u kinders wat vanoggend beseer is, wat dalk radeloos voel, wat ontheemd voel, wat pyn het. U weet van almal, en ons bid dat u tog u hand in al u liefde en in u vertroosting en in u genesing op hulle sal lê, want deur die wonde van ons Here het daar vir ons genesing gekom. Mag ons dit besonder aan die nagmaalstafel beleef. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ag, en dan bid ons dan, terwille van hom, vergeef tog ons oortredinge wat so talryk is, veral ons liefdeloosheid teenoor die mense wat die naaste aan ons is.
ons ondankbaarheid en ontevredenheid. Ag, vergeef ons dit tog alles. Sien ons tog aan in die lewe van u seun, wat homself vir ons laat slag het, sodat hy ons kan bedek met homself. En laat ons tog vanuit sy oorvloed lewe, sodat u uself al hoe meer oor ons sal verbly. En daarmee sluit ons nou hierdie gebed af. Onse Vader, sal u tog om Christus wil sorg, dat u oor hierdie gemeentetjie van u bly sal wees vanoggend. Ons kan nie daarvoor sorg nie. Ons begeer dit, maar net u kan daarvoor sorg. Sorg tog dat u oor ons vandag nie bedroef sal wees, maar dat u oor ons bly sal wees, dat u verheug sal wees oor hierdie klein klompie mense, hierdie kuddetjie van u, wat by mekaar is. Wees tog bly oor ons, om Christus wil. Amen. Psalm 147, die Here versamel sy kinders, hulle wat verstrooid nog zwerf, versamel hy op die heilige erf, ook in aansluiting by die prediking, Psalm 147 vers 1. Geliefdes, die Here het ons vanoggend versamel, want hy wil met ons praat. Hy wil sy stem laat hoor en hy wil ons troos aan sy tafel. Kom ons luister uit sy woord na twee gedeeltes. Eers Sefanja 3 vers 8 tot 20 en dan lees ons 'n gedeelte wat ons al by 'n vorige geleentheid ook behandel het in die prediking, Lukas 14 vers 15 tot 24. Sefanja hoofstuk 3 en ons lees van vers 8 af. Sefanja 3 vers 8. Daarom verwag my, spreek die Here, op die dag wat ek gereed maak vir die buit. Want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toren. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Oor kan die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie, want dan sal ek uit jou midde wegruim
die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en geringe volk, wat by die naam van die Here skuiling soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuntaal spreek nie. En in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyand weggeveeg, die koning van Israel. Die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat kreupel is, sal ek red, en die wat verjaag is, versamel, en ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Diegene wat in hulle Bybels gevolg het, ons gaan veral fokus op vers 17 tot 20, maar in vers 18 staan daar, die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. En dan lees ons dat die Here die kreupeles sal red, en die wat verjaag is, sal hy versamel. Lukas 14 vers 15 tot 24, ons het dit al by 'n vorige geleentheid ook in die prediking behandel, maar kom ons lees dit weer. En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi, en op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooide te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het al almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie dienskneg het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hierin. En die dienskneg het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen. En daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die dienskneg, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Die Sabbat van ouds, broeders en susters, het die grondslag gevorm vir al die feeste van die Ou Testament. Vanuit die Sabbat het die Here ook verskeie feeste ingestel, maar die 3 grootes waarna toe die hele volk gewoonlik opgeruk het, was Pasga, Pinkster en Loofhitte. En is belangrik dat die Here in Deuteronomium 12 hulle nie net beveel om na die feeste toe op te kom nie, veral daar die 3 nie, maar dat hy hulle telke male beveel om daarop bedag te wees, om daarop te let,
dat hulle vrolik moet wees voor sy aangesig. Die feeste was dus 'n heilige vergadering. En tog was dit 'n geleentheid waar die Here vir hulle gesê het, julle moet julle in ag neem dat julle vrolik is voor my aangesig. Julle mag nie met 'n lang gesig op my feeste aankom nie. Mooi bevel, nie waar nie. As jy voor my kom, moet jy bly wees. Die term die dag van die Here, broeders en susters, wat ons nou verskeie kere al raakgeloop het, veral in die reeks oor Joël, kom nogal die heel meeste keer voor in die profesie van Sefanja. Sefanja waarsku oor die oordeelsdag waarin die Here gaan afreken met sy hardnekkige volk, maar hy waarsku ook oor die groot dag waarin hy gaan afreken met die heidense volke. Hy gaan hulle versamel om hulle te oordeel. En dis nou te midde van die verskrikking van die verkondiging van hierdie komende dag van die Here, dat die Here bykans in dieselfde asem sê, maar op daardie dag sal hy aan al die volke rein lippe toebring. En die oorblyfsel van die volk van die Here sal by sy naam skuiling soek. En hulle sal rein van woord en van daad wees. En niemand sal hulle skrik aanjaag nie. Hulle sal soos 'n kudde wees wat veilig by die Here skuil. En daarom moet hulle nie moedeloos wees nie, want die Here is in hulle midde, sê hy. Hy woon onder hulle. En vers 17, hy is soos 'n oorwinnende held wat sy volk verlos. En die wonderlikste in vers 17 is dat die Here homself oor hulle sal verbly. Hy sal homself bly maak oor hierdie mense. In vers 17 staan daar dat die Here homself oor sy volk sal verheug. Hy sal in sy stille liefde met hulle wees. En dan staan daar, hy sal selfs oor sy volk juig met krete van gejubel. Het jy al ooit gedink aan die almagtige God, wat hemel en aarde vervul, wat juig met 'n gejubel? Maar hy sê, dis wat hy gaan doen, op daardie dag. Is onvoorstelbaar, nie waar nie, dat die Almagtige sal juig met jubelkrete oor vlees en bloed, oor mense soos ons. Hoe kan hy oor my bly wees? Weet hy nie wat het ek die afgelope week gedoen nie? Hoe kan hy bly wees oor my? Klink te goed om waar te wees. In vers 18 lees ons dat die Here op hierdie dag van hom, dat hy diegene wat bedroef is, hartseer is en ver weg van die fees is, hy gaan hulle versamel. Nou broers en susters, hierdie profesie verwys sekerlik na die volk se terugkeer uit die Babyloniese ballingskap uit. Die Here se volk het vir baie lank het hulle daar in vreemdelingskap getreur. Hulle kon nie by die tempel kom, die tempel was afgebreek. Hulle kon nie die fees daar vier nie. Hulle het getreur in vreemde en verre lande, weg van die fees af. Maar dan sê die Here, ek gaan julle weer bymekaar maak. Vers 19 bevestig dat die Here sal met die onderdrukkers handel. Hy sê, ek sal hulle hanteer. Verskriklik is die Here jou begin hanteer. En dan staan daar so mooi, hy sal die kreupeles red. En die verjaagdes sal hy versamel. Die kreupeles kon skaars by die fees te kom, is te ver, hulle kon nie so in te loop nie. En die wat weggejaag is, dan sê die Here, hulle hoort by jou. Hulle hoort onder die volk, hulle hoort by sy volk, hulle hoort by die fees. Ek sal hulle versamel, ek sal hulle red, ek sal hulle bymekaar maak en ek sal hulle maak tot 'n lof en 'n roem op aarde. Almal het met hulle gespot en hulle verag. Hulle skande was oor die hele aarde, sê die teks. Maar die Here sal dit alles verander. En dan sluit die profesie af met vers 20. Hy sal hulle versamel en hy sal hulle inbring. Dis oestaal hierdie. Mens dink veral aan die loofhuttefees. Die loofhuttefees was ook by uitnemendheid die fees van die insameling. Dit is ook so genoem, die insamelingsfees. Die Here maak sy volk bymekaar en die Here se volk word tot 'n lof
op aarde wanneer hy hulle lot verander. Letterlik wanneer hy hulle terugbring. Soos ons sê, hierdie profesie het in vervulling gegaan, liewe broers en susters, met die terugkeer uit ballingskap, maar as 'n mens die boek Sagaria mooi nagaan, dan besef jy, daar's nog meer wat in vervulling moet gaan, want dit wys tog sekerlik ook op die eindtyd en op die laaste dae, maar dit wys op dit wat die laaste dae ook moet aankondig, want dis met die bediening van ons Here hier op aarde, dat hierdie profesie werklik begin om in vervulling te gaan. Fariseërs en die skrifgeleerdes noem hom 'n vraat en 'n wynsuiper. Erg. Vraat en 'n wynsuiper. Hoekom? Omdat hy so graag saam met die tollenaars en die sondaars geëet het en gedrink het. Hy het saam met hulle geëet en drink. Maar die Here was in die midde van hierdie verstotenis op die mees wonderlike en onvoorstelbare manier. Hy was in hulle midde in vlees en bloed. So naby as wat die Here aan jou kan kom, daar was hy, in hulle midde. Die bedroefdes en die ellendiges wat deur die volksleiers verdryf is, hulle word deur die Here versamel. Nou die tollenaars en die sondaars, broers en susters, was by uitnemend die mense wat uit die sinagoge verban is. Met ander woorde, hulle was ver van die fees, want die volksleiers het hulle verdryf, het hulle weggejaag. Hulle het vir hulle gesê, julle hoort nie by ons nie. En is die mense wat die Here saam met hom versamel aan die etenstafel. En die volksleiers kon dit nie uitstaan nie. Maar ons Here gaan haal met die evangelie. En hy versamel hulle in sy liefde en natuurlik met sy waarheid. Jy onthou die tweeling liefde en waarheid, jy kan een nie losmaak van die ander. As jy nie waarheid met iemand praat, as jy nie lief vir hom nie. Jy moet die waarheid met iemand praat as jy regtig lief is vir hom. Liewe broers en susters, maar as jy die waarheid nie in liefde met iemand praat, is dit nie die waarheid nie, al is dit die feite. Is nie die waarheid nie. Die waarheid is net waar as dit die liefde is. En dis wat hy doen. Die Here gaan haal hulle. Nog opvallend, onthou jy toe hy die tempel reinig van die verkopers en hulle diere en die geldswisselaars en hy jaag hulle almal daar uit. Dan staan daar en die krepeles en die blindes het na hom toe gekom in die tempel en hy het hulle genees. Hy versamel hulle. Die wat ver van die fees was, wat nie in die tempel kon kom nie. Hy maak hulle bymekaar. En daarom vertel ons Here die gelykenis van die huisheer wat die groot maaltyd gee en dan sy dienskneg uitstuur om die armes, verminktes, krepeles en blindes te nooi. Die dienskneg is natuurlik die Here Jesus self. Hy is die een wat van die Vader kom, wat deur die Vader gestuur is om hulle te versamel, om hulle te nooi. En dis wat hy dan doen. Hulle is ver van die fees. Maar hy gaan haal hulle. Hulle is weggedruk deur die wat aanvanklik genooi is, die volksleiers, maar hy bring hulle in. Maar broers en susters, nou ken u ook die evangelie voor dat die groot feesdag kon aanbreek, moes daar eers 'n dag van eindelose smart wees, ondenkbare, onuitspreekbare, onvoorstelbare smart, want die Seun van God moes 'n vloekdood sterf aan 'n kruishout. Vir wie? Vir hierdie krepeles, vir hulle sonde. Dis die enigste manier hoe die Almagtige se smart verander kon word in 'n gejubel met blydskap. Dis die enigste wyse waarop sy smart gestil kon word. Mens kan amper sê dis 'n dubbele smart. Die smart oor ons. Maar dan is dit die verskrikking van die smart van sy seun aan die vloekhout. Maar die pynlike smart van die kruis word dan verander in vreugde. Watter vreugde?
die vreugde van die opstanding. En broeders en susters, dis hoekom ons vandag hier is, want daar is geen groter feesdag as hierdie dag nie, die opstandingsdag van die Here. Want die Seun van God het die dood oorwin, die lewende het dooie saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe, hy het die Satan oorwin, hy het die dood oorwin, en hy waarborg vir ons die ewige feesmaaltyd. Hy waarborg dit vir ons deur sy opstanding. Jy weet mos wat is die ewige feesmaaltyd? Die bruilofsmaal van die lam en van sy vrou, die kerk. Kan jy sien, hierdie is die grootste feesdag. Dit moet wees, kan nie anders nie. Want op hierdie dag het die Here vir ons dit bewys en het dit vir ons beseël. Die bruilofsmaal kom. En daarom is die Sabbat vervul. Die 7de dag was die dag van God se smart. Die dag van sy vreugde, nie broeders en susters. Hoe is hy bly oor sy kinders wat hel toe gaan? En daarom sê Genesis 6, en daar was smart in sy hart. Dis op hierdie dag dat sy smart in vreugde verander is. Kan jy nou sien, broers en susters, dis wat tog so wonderlik is dat waar die Sabbat met al sy feeste vervul word in Christus en in sy opstanding, word hierdie dag 'n gewyde dag inderdaad, maar dit is 'n feesdag. Dit is 'n dag waarvan die Here sê, Deuteronomium 12 gaan in besonderlik in vervulling op hierdie dag. Neem jou in ag dat jy met vrolikheid voor my aangesig kom wanneer ek die feesmaal vir jou aanrig. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer hy ons laat saamkom deur sy Gees op hierdie feesdag, dan is daar 'n maaltyd, die nagmaal, sodat ons vrolik kan wees voor sy aangesig. Vrolik in sy goedheid en genade en barmhartigheid, vrolik in sy liefde en sy sorg, dankbaar bly, omdat hy ons werklik verlos het, omdat hy ons sondes bedek het. Ons moet bly wees op hierdie dag. Want hy het alles gegee wat hy het, sodat ons kan bly wees. Nog sterker gesê, hy het alles gegee, sodat hy bly kan wees, en as hy dan bly is, broeders en susters, dan moet ons ook bly wees. Hy is deur sy Gees saam met ons hier, hy versamel ons, hy is met ons saam aan die tafel, die bruilofsmaal van die lam wag vir ons, die groot dag van die Here is in aantog, want hy het opgestaan. En ons herhaal dit, en oor elkeen wat berou het oor hulle sonde, en wat in Christus glo, wat na Christus toe vlug, oor so een verheug die Here hom. En nou mag u vanoggend sê, maar ek voel nie so nie. En dis waar, ons voel nie so nie. Maar dis nie hoe ons voel nie, dis wat ons glo. Dis wat hy gedoen het, sodat ons dit kan glo. Dis waarin ons vashou. En dis die bedoeling van die nagmaal. Die nagmaal gaan ons emosies en ons gevoelens ver te bowe. Want dit bevestig die geloof. Nie die geloof wat ons gedoen het, of wat ons bereik, of wie ons in onsself is nie. Die geloof wat hy aan sy kinders gedoen het. Dis geloof, broeders en susters. Dit hou vas aan die volheid van sy werk. Maar ons blydskap is nie volkome nie. Weet jy hoekom? Is ons blydskap nie volkome nie? Want daar's nog baie bedroefdes wat by ons hoort. Kreupel in hulle sonde, soos ons. En hulle dwaal vandag in hierdie gemeenskap, dwaal hulle rond. En hulle ken nie die einde van hulle smart nie. Hulle ken nie die einde van hulle smart nie. Want hulle verstaan nog nie vergifnis nie. Hulle verstaan nog nie versoening nie.
maar hulle moet saam met ons aan die Here se tafel kom aansit. Ons mag nie alleen hier sit nie, ons mag nie. En dis hoekom ons blydskap nie voltooi is nie, want die Here se huis is nie vol nie, en sy blydskap is nog nie vol nie. Hulle hoort by ons. Hulle hoort by ons. Hierdie feesmaal is nie net vir ons bedoel nie. Dis bedoel vir al die verstrooide kinders van God wat hy op sy heilige erf wil versamel. En hulle leef onder ons. Hulle is tussen ons. Broeders en susters, te midde van die vreugde mag ons een vermaning rig. En as dit u bedroef maak, sal dit ook goed wees. Mag ons tog nooit ooit soos die volksleiers van ouds word wat die geringes verdryf van die huis van gebed af nie. Mag ons nooit soos hulle word nie. Weg van die fees. Kom nou broers en susters, die Here versamel sy kinders met blydskap. Laat ons bly wees. Hy is bly oor hulle wat hulle saligheid in Christus soek. En laat ons nou bedag wees daarop, om bly te wees. Laat ons bedag wees daarop, om met dankbare blydskap voor sy aangesig te wees. Die Here het groot dinge aan sy versamelde volk gedoen. En tog, dis nie die laaste woord nie. Die blydskap moet vol word. Daar's baie wat hier hoort. Die Here is besig om die oes in te bring. Laat ons uitgaan in die gangetjies en die strate en die paaie en die lanings van Orania. En laat ons diegene gaan haal wat by ons hoort. Sodat ook die blydskap van die almagtige God vol kan word op sy groot dag wat kom. Amen. Broers en susters, ons gaan nou Psalm 81 staande saam sing. Ons sing net vers 1, terwyl Dominee Koos na vore kom. Vers 6 en vers 12 vir die voorbereiding van die nagmaalstafel. Maar kom ons sing nou Psalm 81 vers 1, terwyl Dominee Koos hier na vorentoe kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus soos Paulus dit beskryf het. En die beskrywing wat nou volg is 'n aanhaling in 1 Korintiërs 11 vers 23-28. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom.
Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Tot hiertoe die aanhaling. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. En die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ten eerste, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ten tweede, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En ten derde, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En hier, broers en susters, word dit duidelik dat die nagmaaltafel 'n baie gevaarlike plek is vir onbekeerde sondaars. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, mynediges, ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, 'n gebrek aan geloof, 'n gebrek aan ywer in God se diens, 'n gebrek aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaak gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer
van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede in een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Laat ons nou saam bid. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. En ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al hoe meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en ons nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewige heerlikheid by hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons sing dan nou Psalm 81, vers 6 en vers 12, soos dit aangedui is. Psalm 81, vers 6 en 12. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. U kan nou kom aansit aan die tafel van die Here, en ons vra dat u soos gewoonlik van voor af die tafel vir ons volmaak asseblief. Hier is nog, lyk dit my 4 sitplekke oop
aan my regterhand. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die huis van Aaron sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die wat die Here vrees dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Uit benoudheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in sy ruimte. Die Here is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Die Here is vir my 'n helper, so sal ek dan neersien op die wat my haat. Psalm 116, en ons sing die eerste vers aan tafel en die tweede vers terwyl die tafelgangers teruggaan na hulle sitplekke.
Daar is nou weer geleentheid om te kom aansit aan die tafel van die Here. Hier is nog 5 sitplekke aan my linkerkant oop. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Dit is beter om die Here te skuil as om op mense te vertrou. Al die heidene het my omsingel, dat ek in die naam van die Here hulle stukkend gekap het. Ja, hulle het my omsingel. Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stukkend gekap het. Hulle het my omsingel soos bye, hulle is uitgeblus soos 'n doringtak vuur. Dit is in die naam van die Here dat ek hulle stukkend gekap het. Jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my gehelp. Die Here is my sterkte en my psalm. Hy het vir my tot heil geword. Psalm 116, die 3de vers aan tafel en die 4de terwyl die tafelgangers teruggaan na hulle sitplekke.
Daar is nou weer geleentheid om by die Here se tafel te kom aansit. Hier's nog 'n hele klompie plekke op my linkerhand. Is daar nog mense wat nagmaal moet vier? Willie, het jy nog nagmaal vier? Hier is nog plek. Is daar niemand meer nie? As daar niemand is nie, dan gaan ons met hierdie tafel afsluit. Johan, moet julle nog gaan? Ons wag net vir Johan en vir Pieter. Is daar niemand meer nie? Dan sluit ons af met hierdie tafel. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Die drinkbeker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Ons lees die laaste klompie verse van Psalm 118. Dit is ook die laaste psalm wat gesing is by die Pasga. Die steen wat die tempelbouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God en hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. U is my God en ek wil u loof, o my God. Ek wil u verhoog. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ag, wil julle nie net 'n beker vir my aanstuur asseblief nie? Dankie. Psalm 116 vers 5 aan tafel en vers 6 is ons terugkeer.
Ons gaan Psalm 116 vers 10 staande saam sing na die lofverheffing en voor die dankgebed. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Psalm 116 vers 10 en dan bid ons saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal in ons bekragtig. Ons dank U dat U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat tog deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die geheerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Psalm 118 vers 10 en vers 12. Na die insameling van die liefdegawe en voor die uitstuurseën. Psalm 118 vers 10 en vers 12. Na die insameling van die liefdegawe.
Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee u vrede. Amen.